Goeiemôre almal, donderdagoggend, vandag is dit die 4de Junie, die jaar 2026, is 'n lieflike dag, hier Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerrit, vanoggend wil ek so 'n bietjie praat oor ons vertroue in God. Nou dis maklik om te praat en te sê ek vertrou die Here met my alles. Maar as die tekkie die teer slaan, dan is dit heeltemal 'n ander situasie. Maar ek wil so 'n bietjie uit God se woord uit vir ons dinge wys wat hy daar vir ons gestel het om te sê ons moet in hom vertrou. Want dit help nie om op mense te vertrou nie. Mense sal jou altyd teleurstel. Daar sal altyd iets gebeur. Hulle sal sê ja, nee, met 'n glimlag op hulle gesig. Ek sal jou help en as dit moet gebeur dan verdwyn hulle soos mis voor die son. Dit maar nietemin. Psalm 91 wil ek eers voorhou vir ons. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvester, my God, op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke. En onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag en die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel en vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar ook 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, maar jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou, nie vergelding van die goddelose sien, want U, o Here, is my toevlug, die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaan jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en adder sal jy trap, jong leeu nie sal vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red, ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken, hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor, en in die nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee, met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Psalm 146, God die enigste ware helper, halleluja, loof die Here o my siel. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van God solank ek nog daar is. Vertrou nie op prinse of op mensekinders nie, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here sy God, wat die hemel en die aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeres brood gee. Die Here maak die gevangenes los, die Here open die oë van die blindes, die Here rig die wat gebo is op, die Here wat regverdig is lief. Die Here behoed die vreemdelinge, hy rig wees en weduwees weer op, maar die weg van die goddelose maak hy krom. Die Here is vir ewig koning. Jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. Halleluja, jy kan jou naam daarin sit. Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Nou, Rigters 6 is die verhaal van Gideon, waar hy besig is om koring uit te slaan, want die Midianiete val hulle aan, sodra hulle lande opkom, dan kom hulle, dan val hulle aan, en dan besteel hulle, en hy is toe nou besig om daar die koring uit te slaan, en hy antwoord hom, as ek dan guns in die oë gevind het, want hy soek 'n teken van die Here, dat dit U is wat met my spreek, verwyder tog nie Uself van hier vandaan, voordat ek gekom het om my gawe uit te bring en voor U neergesit nie. Hy sê toe, ek sal bly tot jy terugkom. Toe het Gideon ingegaan en hy het 'n bokkie berei en van die eva meel ongesuurde koeke. Die vleis het hy in 'n mandjie gesit en die sous in 'n pot gegooi en hy het dit uitgebring en onder die terpentynboom neergesit. Maar die engel van die Here, en hierdie engel van die Here is in hoofletters, so dis God self wat hier met Gideon gepraat het. Neem die vleis en die ongesuurde koeke en sit dit op hierdie rots neer en gooi die sous daaroor uit. En hy het so gedoen. Daarop steek die engel van die Here die punt van die staf wat in sy hand was uit en hy raak die vleis en die ongesuurde koeke aan. Toe gaan daar vuur op die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Intussen het die engel van die Here verdwyn uit sy oë. En toe Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, sê Gideon, ag Here, Here,
want ek het die engel van die Here gesien, van aangesig tot aangesig, maar die Here sê vir hom, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterf nie. Toe bou Gideon daar 'n altaar vir die Here en hy noem dit, die Here is vrede, dit staan nog tot vandag toe, by Ofra van die Abiezriete. Toe het Gideon natuurlik nou nog 'n teken gevra, want hy is toe nou 'n dapper held, en hy kry al die manne bymekaar, hulle gaan 'n oorlog voer teen die Midianiete. En hy sê vir die Here, ek sal die wolvlies op die dorsvloer neersit, as daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat dit U is, wat my hand, deur U hand my vir Israel sal verlos, deur wat U gespreek het. En dit was so, die volgende môre vroeg, toe hy opstaan, het die vlies uitgewring, en die dou uit die vlies uitgedruk in 'n kom vol water. Toe het Gideon met God gespreek en hy het gesê, laat die toren nie teen my ontvlam nie, en laat my net hierdie keer mag spreek, laat my tog net hierdie keer die vlies op proef stel, en laat die vlies alleen droog wees, terwyl daar op die grond oral dou is, en die Here het daardie nag so gedoen, op die vlies alleen was dit droog, maar oral op die grond was daar dou. So die Here is altyd met ons, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here baie dankie vir U woord vanoggend wat ons net gestig het. Here, dankie dat ons weet, ons vertroue is alleenlik in U. Here, seën ons in hierdie dag. Dis my gebed in Jesus naam, haleluja, amen.